So hierdie gedagte is gebore so bietjie meer as 'n jaar gelede, waar 'n paar boere van die plaaslike gemeenskap hier in die Vivo omgewing 'n vraag gehad het, en die vraag was eintlik, hoe kan ons die hoërskool van CVO skool Vivo se waardeaanbod lig? En ek het oor hulle pad gekom en begin saam met hulle werk, en die antwoord was eenvoudig terugskouend. Net so 'n bietjie agtergrond, die plaas is so 380 hektaar. Dis 'n produktiewe plaas. Ons boer tans hierso met aartappels en suikermielies. Hier loop 'n Bonsmara stoet, 'n beestoet. En dis 'n kort wat die plaas bied. Hier is veekrale. Hier's genoeg fasiliteite om wild te werk. So die infrastruktuur op hierdie plaas is ongelooflik. Hier sit 94 perdestalle, 3 perde arenas. So die infrastruktuur is gerad om iets daarmee te doen. Maar die gemeenskap het geweet ons wil iets met dit doen, maar ons het nog nie geweet wat wil ons met dit doen nie. En dan het ons hier die skool wat tans nog klein is, wat nie groei nie, wat nie momentum kry nie. En wat kan ons dan met hierdie plaas doen om die skool te bedien? En die antwoord was, kom ons ontwikkel vaardighede by ons kinders. En kom ons gebruik die infrastruktuur van die plaas om daardie vaardighede dan te slyp. En ons staan nou tans hier binne in wat ons noem Vonk en Vaardig, wat 'n werkswinkel is waar ons dan vir die kinders metaalwerkvaardighede gaan leer, so swys, sny, boor en so meer. En dan het ons 'n ander werkswinkel aan die ander kant waar ons leerprodukte gaan doen. Ons het dan die stoet wat ons wil oprig, tonnelboerdery, die gewone boerdery, bietjie wildsbestuur. Ja, al hierdie is eintlik om die waardeaanbod van die skool te lig. Maar die kostes om dit te doen is nie, ons kan dit nie regverdig deur die skoolfonds nog te lig nie. So toe vra ons vir onsself, maar hoe kan ons hierdie kostes uit die prentjie uithaal vir die skoolgemeenskap? En toe kom die gedagte, maar wat van as ons die direkte behoefte wat ons eintlik het as 'n boeregemeenskap, en dit is gehalte opleiding, wat van ons dit ook aanspreek deur die oprigting van 'n landboukollege? En toe maak alles sin. As ons die skool en die college kan oprig met gedeelde fasiliteite tussenin, dan beteken dit ons hoef net een keer 'n uitgawe aan te gaan, maar dit by 2 plekke dan die infrastruktuur, die personeel ensovoorts se kan gebruik. En dit beteken ons kan eintlik maar bietjie skaal. So ons kan personeel, so skoolpersoneel kan ons gebruik om ook dosente te wees, maar ons kan ook die boerdery se personeel gebruik om die rekenmeester te wees. So nou is daar 'n goeie wisselwerking tussen die skool en die gemeenskap, en dan word die boere se behoefte aan gehalte mense om in diens te neem word dan direk aangespreek. So ek dink wat ons hiermee besig is om af te kook, is eintlik 'n antwoord vir enige plaaslike gemeenskap. Enige gemeenskap wat wil sê, ons wil opleiding van kleuterskool tot tersiêr in ons eie hande neem. Ons wil dit uit die staat se hand. Ons wil gaaf wees en vir die staat sê, moenie meer bekommer oor die opleiding van ons kinders nie, ons sal dit self doen. So ons wil nou Amersfoort gebruik, eintlik as 'n model vir ander plaaslike gemeenskappe, om te sê, goed, dit is moontlik as die gemeenskap bymekaar kom, die plaaslike skool bymekaar kom, om iets op te stel wat finansiëel volhoubaar is, maar wat ook groei, en dan voete na die skool toe lok, sodat die skool se getalle gesond kan bly. Dan die ander voordeel, as ons nou van buite af studente inbring na die landboukollege toe, dan beteken dit ons bring geld van buite Vivo af in Vivo in. Wat beteken ons hoef nie meer ons gemeenskap uit te put om die skool finansiëel te dra nie. So hierdie twee werk eintlik baie mooi in ritme met mekaar, die skool en die college. Maar die college help dat ons eintlik die skool verseker, en die college se voortbestaan gaan 'n gesonde skool wees. So die een, ek noem dit maar 'n toebroodjie. So die boonste laagie is die skool, dan die onderste laagie is die college, en dan tussen hierdie 2 laagies is eintlik die gedeelde dienste. Wat kan ons als deel tussen mekaar sodat ons onkostes kan sny? En dis eintlik wonderlik om te sien hoe 'n gemeenskap so onbaatsigtig inklim. Ouers, die personeel, die boeregemeenskap, eintlik om hierdie moontlik te maak. Dit laat my baie dink aan net na die Vryheidsoorlog, toe die gemeenskappe presies dieselfde gedoen het, nadat ons uit die konsentrasiekampe uitgekom het, toe ons 228 C&O skole in 2 jaar opgerig het.
Ek sien daardie geskiedenis nou weer afspeel, dat ons Afrikaners eintlik maar weer ons opvoeding in ons eie hande neem en besef, ons moes dit nooit vir die staat gegee het nie. Want daar is niemand wat beter na jou kind kyk as 'n ouer nie. So die ouer gemeenskap besit hierdie plaas, die ouer gemeenskap besit ons skool, en die ouer gemeenskap is dan die een wat die mandaat gee om te sê, goed, dit is wat ons nodig het hier. So ons strategie vir die volgende 3 jaar in ons roete na die Landbou College is 2026 gaan ons werkswinkels oprig. So ons het 2 werkswinkels wat ons primêr gaan oprig. Die eerste een is 'n meganiese werkswinkel, jou algemene elektries en so meer. En dit is binne in hierdie gebou waarin ons nou staan. En in ons tweede werkswinkel is 'n werkswinkel waar ons digitale tegnologie vir die kinders hoe om dit te werk gaan leer. Digitale media, leerprodukte, die skep van leerprodukte, modeontwerp. Daar is ook grimeringskursusse en dies meer. So daar wil ons eintlik 'n aanbod neersit om eintlik die produkte wat ons hier ontwikkel te kan verkoop. Ons wil 'n entrepreneurs of eintlik 'n ondernemingsgees by die kinders ontwikkel. So hierdie 2 vaardighede, dit is nie noodwendig 'n seuns een en 'n dogters een nie. Die wêreld is nie heeltemal meer so binêr nie, maar daar is seuns wat by die digitale kant wil werk. Ons het baie dogters wat wil swys. So ons het hierdie 2 vaardigheidsakkers wat ek dink 'n mooi volronde kind, 'n kop, hart en hand kan ontwikkel in die belangstelling wat die kind het. Maar dit beteken nie 'n kind kan nie al 2 doen nie. Hy gaan dalk jaar 1 die een doen en jaar 2 die ander een. So dit is ons plan vir 2026. So DV skop ons nou in Januarie af. In skooltyd gaan ons kinders hiernatoe kom en hulle gaan die vaardighede hier leer onder die leiding van bevoegde en bekwame opleiers. En dan wil ek afsluit rondom hoe ons hierdie finansier. So daar's 'n paar maniere, ek weet, dis baie geld. Maar nommer 1 is ons boer produktief. So daar is wins wat uit die maatskappy uit dan gelewer word en daardie wins word gebruik eintlik om dan die vooruitgang van hierdie Landbou College en van die vaardigheidsakker te finansier. So dis die een manier. Die ander roete is skenkings. Ons kry nogal redelik skenkings van die plaaslike gemeenskap, maar ons het ook skenkings van die groter Afrikaner gemeenskap nodig. Dan het gister het Torcraft wat gereedskap maak, bevestig dat hulle gaan vir ons al ons toerusting skenk. Ons moet die lys stuur, wat het ons nodig op Amersfoort, en hulle sal dan daardie lys gee, en dan ook, wat ook al hulle dink ons nog nodig het, sal hulle vir ons skenk. So dit het bietjie my brein gebreek, dat toe ons gister op die 29 Oktober die aanbieding aan die gemeenskap maak, dat Torcraft genoeg beweeg was, om te sê, maar ons wil deel wees van hierdie. Hierdie is 'n mooi storie, en hierdie storie gaan nog vir lank vertel word, en ons wil graag hê kinders moet met ons gereedskap werk. Kubota het vir ons 'n trekker geskenk waarmee ons dan op die plaas kan arbei. Ons het 'n gewone gereedskap gekry van Agri Services, soos 'n slasher, 'n tipper. Ek weet nie wat se mooi Afrikaans vir dit nie. En net binne 'n dag het daar energie losgekom en ek is kinderlik opgewonde wanneer die gemeenskap, die groter Afrikaner gemeenskap op buite begin hoor van hierdie storie, hoe hulle gaan betrokke raak. Nou ons vra mense om saam te bid, saam te droom, saam te bou. En al het jy kundigheid om te gee, kom gee dit. As jy dink daar's nog vaardighede wat jy kan voorsien in die toekoms waarde kan toevoeg wat ons kinders nodig het, kom gesels met ons. As jy weet van goeders daar buite wat ons by kan gaan leer, kom sê vir ons. Maar as jy skenkings het om te maak, skenk. Gaan na ons webtuiste, die skakel sal binne in hierdie artikel wees, en deel die storie. As jou enigste bydrae is om ons plasings op sosiale media te versprei, is dit meer as voldoende. So asseblief, bid saam met ons, droom saam met ons en bou saam met ons. Ons is baie opgewonde vir dit wat kom. Baie dankie vir die geleentheid.